Ons het gister geleer dat jou lewensomstandighede nie die maatstaf van God se liefde vir jou is nie. As jy die bewyse van God se liefde vir jou soek, kyk jy nie na jou bankrekening of jou gesondheid of enigiets anders nie. Jy kyk na die kruis op Golgotha. God se liefde vir jou is so groot dat hy sy seun vir jou laat sterf het. Die slegte dinge wat hier op aarde met jou gebeur, is die gevolge van die sondige aarde waarop ons woon. Hier kry ook kinders van die Here swaar en seer. Die vraag bly egter: wat doen ek as my wêreld in mekaar tuimel vanweë siekte of finansies? Wat maak ek as die droogte aan my geloofsmure kom ruk? Hoe bly ek staan as dit vir my voel asof alles in my lewe net skeefloop? Hoe moet ek dink oor al die terugslae en teëslae en teleurstellings wat ek in my lewe beleef? Liewe broeder en suster, jy is nie die eerste een met wie dit gebeur nie. Wat ons gister geleer het, is hier uiters belangrik. Jy woon nog nie in die hemel nie. Aan hierdie kant van die ewigheid gebeur daar slegte dinge, ook met kinders van die Here. Wat met jou gebeur, het niks te doen met God se liefde vir jou nie. Dit is die gevolge van die stikkende aarde waarop jy woon. Dalk wil jy nou reageer daarop en sê, maar die Here beloof dan in sy woord dat hy my in sy hande sal hou, dat hy my sal beskerm. Is dit nie die belofte van byvoorbeeld Psalm 91 nie? Hoor dit vanmôre. Nêrens in die Bybel beloof die Here dat hy hier op aarde my net geluk en voorspoed sal het beleef nie. Waarvan die psalms getuig, is dat wanneer jy in nood en elende verkeer, dit die Here is wat jou daarin dra en bystaan in sy hande hou. Luister net 'n bietjie, wat sê Psalm 91 vers 14 en vers 15? Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred, en eer aan hom gee. Nou kan jy dit hoor. In hierdie stukkende wêreld het ons redding en beskerming nodig. Dit is wat die Psalm dan nou juist sê. En daarom beloof die Here dat hy dit sal doen. Verstaan nie? Die Here beloof nie 'n glaskassie lewe nie. Hy beloof wel dat hy die een sal wees wat jou deur elke krisis en deur elke donker nag sal dra. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, beloof hy in Hebreërs 13 vers 5. En as jy die trane uit jou oë wegvee en omdraai en op jou lewe terugkyk, dan sal jy dit sien, want jou eie geskiedenis sê dit. Dit was hy wat in elke krisis vir jou die geloofskrag gegee het om standvastig te bly. Dit was hy wat die dal van doodskare weer vir jou verander het in 'n nuwe môre. Dit was hy wat jou gevang het toe jy geval het. Daarom moet jy vanmôre dit leer. As dit vir jou voel asof jou geloofsvlerke jou nie meer kan dra nie, draai dan om en kyk op jou lewe terug. Kyk terug na al daardie kere wat dit vir jou gevoel het asof jy nie meer kan voortgaan nie. Hoe het jy daardeur gekom? Dit was mos die Here wat jou daardeur gedra het, nie waar nie? Daarom, as jy omdraai en terugkyk en die Here se werk in jou lewe sien, dan hoef jy mos nie te wonder en te twyfel of hy jou nou weer sal dra nie. Hy sal. Dit is sy belofte. Leer dus vandag om terug te kyk op jou lewe. Draai om. Kyk na die werk van die Here. Hoe hy jou deur elke krisis gelei en gedraai. En draai dan terug en dan kyk jy môre vierkantig in die oë en jy sê, ek vertrou die Here, want ek weet dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan my geopenbaar sal word nie. Ek vertrou die Here, want ek weet dat niemand my uit sy hand kan ruk nie. Ek vertrou die Here, want hy
is my magtige God in elke krisis. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons loof U omdat U vir ons wonderlik goed is. Ons loof U omdat U ons nooit in die steek laat nie. Ons bid dat U met U Gees so in ons sal werk, dat ons altyd U magtige hand in ons lewens sal sien. Amen.